Goeiedag geliefdes van die Here. Ek groet julle in Jesus naam. Ek gesels met u vandag oor les 48, wat gaan oor die 70 disippels wat Jesus uitgestuur het om die oes in te samel. Hoe hulle gegaan het van huis tot huis, van hart tot hart, van mens tot mens, van plek tot plek, van dorp tot dorp, van plaas tot plaas, waarheen die Here ons ook al stuur. Dis waaroor hierdie les gaan, en ek het by die vorige les 47, met u gepraat tot en met vers 7. Dan gaan ons aan by vers 8. Hy sê in Lukas 10 vers 8, in watter stad julle ook al mag kom, en hulle julle ontvang, eet wat julle voorgesit word. Nou luister nou mooi. Hierdie vers lyk sommer net so, maar hy is gelaai met inligting, met opleiding, met toerusting, met spesifieke gedetailleerde goede waarna ons moet kyk. Hy sê in watter stad julle ook al mag kom. Dit beteken jy hoef nie na elke stad toe te gaan nie. Dit gaan meer oor hoe die Here jou lei. Kinders van God word gelei deur die Gees van God. So ons is in die Here se diens, maar ons is ook sy vriend. Dit wil sê, ons wandel saam met hom. Dit is asof hy soos die Emmausgangers ervare dat Jesus hier langs hulle stap. Jesus is net in ons. En waar ons ook al gaan, dra ons vir Jesus in die situasie in mense se huise in mense se lewens in. Ons stel hulle aan Jesus voor, wie hy is. En Jesus staan in watter stad ook al. Dit beteken, as die Here jou na 'n spesifieke stad toe lei en jy bly daar, of hy stuur jou met jou kar en jy moet so intoe gaan vir 'n doel, doen dit. Gaan net soos die Here jou lei, gaan stop daar, gaan na daai huis toe, gaan na daai mense toe, soos die Heilige Gees jou lei. Die Heilige Gees is 'n werklikheid. Jesus is 'n werklikheid. Ek het al met julle nou net onlangs daaroor gepraat. So, hoe meer Jesus in die Heilige Gees en Vader vir jou 'n werklikheid is, hoe makliker is dit vir hulle om ons te lei deur sy Gees. So, dit kom nou daarop neer, u moet hoor. U moet die Here van die oes bid, dat hy u stuur, en dit is wat u moet hoor, in watter stad ook al, in watter huis van watter stad ook al, in watter huis van watter dorp ook al, of watter hut van watter village ook al, waar die Here jou heen lei. Luister na hom, wonders en tekens is op pad, as jy na God luister. Hy sê, as hulle julle ontvang, nou as jy inkom, dat is ons laatste keer gesê in die vorige les, as jy in die huis ingaan, dan sê jy vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man of 'n vrou van vrede is, of 'n gesin van vrede is, en daai vrede het alles te doen om vrede by God te hê. Maar ander is mense wat bid en verlang om God te leer ken, beter te leer ken, hulle is mense van vrede. Hoekom? Want jy kry net vrede as jou sonde vergewe is. 'n Mens wat nie vergewe is nie, as God hom nie gewas het in sy bloed en hom wederbaar het, is nie vergewe nie, het hy nie vrede nie. Hy is heeltyd onrustig, want sy sonde jaag hom rond. Hy is onrustig. Maar iemand wat wat 'n man van vrede is, 'n huis van vrede, is mense wat daai vrede met God soek, sodat iemand hulle kan help om by die Here uit te kom, sodat hulle sonde kan bely, sodat Jesus kan aanneem, sodat Jesus se bloed hulle was, sodat die Heilige Gees hulle harte kan besny, sodat hulle kan daai wonder en daai vreugde en daai blydskap ervaar, die volle vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, geduld, al daai goede kom dan outomaties in jou gees, in jou lewe in, en jy's 'n ander mens. Dis iemand wat vrede, 'n huis van vrede, of 'n man of vrou van vrede is. Soek dan daai, en dan sal hulle julle ontvang. Hoekom? Want hulle soek vrede met God. Hulle soek vrede met God. En dan sal gasvrou wees, iets in jou voorsit, geniet dit, ontvang dit, moenie krities wees nie, moenie sê, ag ek drink die tee nie, of ag ek drink, drink eerder 'n bietjie tee, as jy nie lief is vir tee nie, drink dit liewerste, net sodat jy vir daai mense 'n beter kans gee om by Jesus uit te kom. Net om vriendelik en samewerkend te wees. En dan in vers 9 staan daar, ons is nou net klaar met vers 8, in vers 9 sê hy, en maak die siekes gesond wat daarin is. Nou het jy mense, jy het 'n huis van vrede gereis, man en vrou van vrede, of net 'n vrou of net 'n man van vrede, en dan word jy gasvrou ontvang,
En dan, die volgende ding wat gebeur is, die Here gaan vir jou wys, hier is iemand hierso wat gebed nodig het. Of vir siekte, of vir watter kwaal of probleme hulle ook al mag hê. Dit is die geleentheid om te wys wie God is. Hy is 'n geneesheer. Hy is die een wat kom goed doen het. Hy sê, ek het nie gekom om te oordeel nie, maar om te soek en te red en te genees en te help. Ek is 'n helper, ek is 'n bewaarder, ek is 'n verlosser. Ek is julle Messias, ek kom, ontvang my. Dan kom demonstreer ek myself as die geneesheer, as die verlosser, as die een wat jou hele lewe verander. En dan sê jy vir daai mense, kyk, die koninkryk van God het naby julle gekom. Wow, God het uit die hemel gekom, deur sy seun Jesus Christus gesterf aan die kruis, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Daarna het hy opgevaar in die hemel en hy het nou in ons kom woon en ons is die gestuurdes om nou vir julle te kom vertel van hierdie wonder van God. Jesus Christus, die seun van God, die verlosser, die Messias, en hy is die koning van hierdie aarde. Hy is die koning van konings. En sy koninkryk het naby julle gekom, hy wil julle aanraak, hy wil vir julle goed doen, hy wil hierso redding vir hierdie huis bring, genesing vir die huis, vrede vir die huis. Vers 10 sê, maar in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie. Dis nou as iemand jou slegs sê, ag man, julle Christene, of wat ook al, of wat, gaan weg van my as ek wil nie hoor van julle nie, jy weet, hulle is sommer lelik aangeskik, moet nie terug lelik wees nie, moet nie jouself verdedig nie, jy, onthou nou mooi, word jy gestuur, jy is soos 'n lam onder die wolwe ingestuur, dat die wolwe maar chunk en byt en wat ook al, jy weet, wees net rustig, Here is jou bewaar, jy is in sy naam daar, so, wat jy dan nou moet doen is, jy sien hulle weer nie ontvang nie, hulle kan jy selfs eers innooi en dan ongeskik mee wees en dan sê nie, hulle stel nie belang nie, of wat ook al, en as jy sien die vrede kom nie op hulle, jou vrede wat jy het met die Here, kom nie op hulle nie, hulle wil nie die vrede met die Here hê nie, hulle wil maar nog in vyandskap leef en weg van God af bly. So, en dan wat jy dan doen is, groet net vriendelik sê, dis heeltemal in die haak, dis julle keuse, as julle ons nodig het, hier is ons telefoonnommer, ons sal weer kan kom, as julle wil hê ons moet kom. Maar tot dan, ons gaan dan nou eers na ander mense toe, wat die Here baie nodig het, en so verskoon ons dan, en dan as jy uitgaan, dan in die gees, skit jy die stof van jou voete af. Beteken, dis klaar, jy is klaar met hierdie huis, jy het dit nou gedoen, daai mense sal nie kan sê, hulle het nie geweet nie, want julle was daar, en julle wou die evangelie deel, en julle wou Jesus aan hulle bekend maak, maar hulle wou nie hoor nie, daarom skit jy die stof van jou voete af. Nou is dit nie verder jou saak nie, moenie slaap verloor daaroor nie, gaan net aan, na die volgende huis toe, wat die Here vir julle wys. En dan in was ek nou 11, vers 11 sê, selfs die stof, wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af, vee ons van ons af, en dan sê hy, maar, tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het, julle het dit nie gesoek nie, julle het nie God ontvang nie, julle het nie God verwelkom nie, julle moet dit net weet. Dan vers 12, en ek sê vir julle, vir Sodom en Gomorra en daai plekke, sal dit verdraagliker wees in die oordeelsdag, as vir hierdie stad, of vir hierdie mense, of vir hierdie huis. As jy met Jesus na mense toe kom en jy doen dit oordentlik, jy is nie afstootlik of aanstootlik, of jy is nie arrogant of lelik of wat kan nie, en hulle verwerp dit, en hulle verwerp jou, dan verwerp hulle nie dit nie, daai dit is Jesus, daai dit is hulle redding, daai dit is om hulle verlossing te kan ontvang en vrygemaak te word en vrede met God te kan hê. Maar nou het hulle dit nie ontvang nie. Nou is daar onvrede tussen hulle en God. En dit beteken wat Jesus vir hulle betaal het en afgehandel het in hulle plek. Aanvaar hulle nie, maar hulle moet dan self gaan en dan betaal vir hulle sonde. Want die loon van die sonde is die dood, dis 'n feit. Dit het God reg van die begin af vir Adam gesê. En nou
Wat doen ons nou? Nou gaan ons in vrede daar weg, ons seën hulle. Die Here sê, seën die wat julle vervloek, seën hulle, wees lief vir hulle, en gaan net af en vergeet dit. Vergeet dit net. Die scorebord is nie jou probleem nie. Wat ons moet doen is om gehoorsaam te wees. Die res wat gebeur, is in die hande van die Here. Los dit daar. Moenie iets nou doen nie. Die Here weet hoe om dit te hanteer. En dan, vers 13, wee jou Chorazin. Chorazin is nou 'n spesifieke stad of dorp. Ek weet nie presies hoe groot was hy daai tyd nie, maar Chorazin is een van daai, kom sê nou maar 'n dorp. Wee jou Bethsaida, dis 'n ander dorp. Want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. So, dit is nou maar net so daar's baie mense wat nie wil bekeer nie. Hulle wil nie God hê nie. Hulle soek nie God in hulle lewe nie. Hulle wil hulle eie God wees. Hulle wil Sondag sonder dat hulle hoef te bekommer daaroor. En dit is onmoontlik. As jy Sondag, dan gaan die kommer net toeneem en jou moeilikheid gaan toeneem, want jy dan 'n slaaf geword van die duiwel. En die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En verseker gaan hy vir jou verwoes. As jy die redder en die verlosser wegwys, en liewer die duiwel gehoorsaam, en liewer net sonder God wil aanleef in die duiwelse duisternis. Het gaan nie werk vir jou nie, het gaan vir niemand werk nie. Maar, ons moet gaan, ons moet mense 'n kans gee, as hulle die kans wegwys, dan is dit op hulle hande, en ons hande is gewas deur die bloed van Jesus. Ons is nie skuld aan daai mense se probleme verder nie. Alright, en dan kom ons kyk dan nou na vers 16, wie na julle luister na my, en wie julle verwerp my. En wie my verwerp, dis nou Jesus, verwerp die Vader wat my gestuur het. So met ander woorde, ons moet nie hierdie ding persoonlik opneem nie. As jy nie nou na hierdie raad gaan luister nie, gaan jy baie sukkel om uit te reik en mense vir die Here te wen. Want daar is mense, hulle het vir Jesus verwerp, direk toe hy op die aarde was. Hulle het vir hom gevloek en weggestoot en wou hom van die kraanse afgooi. Mense wat onder die mag van die duiwel is, weet nie wat hulle doen nie. So aanvaar dit, en moenie dit persoonlik vat nie. Die ding is nie teen jou gemik nie, hier sê Jesus dit. Hy sê, wie na julle luister na my. Andere, as hulle julle ontvang hulle my, ontvang hulle die Vader. Dan ontvang hulle die koninkryk. Maar as hulle julle verwerp hulle vir Jesus, verwerp hulle vir die Vader, verwerp hulle die koninkryk, verwerp hulle vrede, verwerp hulle redding. Dis hoe jy dit moet sien. Mense het 'n keuse. God het vir mense 'n mag van keuse gegee. God gaan nie namens jou besluit nie. Jy moet besluit. En dit is hoe jy die mense moet hanteer. So, wie na julle luister na my. Wie nie na julle luister nie na my nie. Het gaan uiteindelik oor hoe hulle God verwerp en nie vir ons nie. Moenie dit persoonlik neem nie. Moenie nou gaan slapelose nagte hê oor dit nie. Vers 17. En die 70 het met blydskap teruggekom en vir Jesus gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. So, omdat hulle gegaan het in gehoorsaamheid, het God met hulle gegaan, die gees van die Here was met hulle, en hulle die krag van die gees van die Here vrygestel, en hulle het selfs gesien hoe die duiwels hulle aan hulle onderwerp, want as jy siek gesond maak, dan breek jy die mag van die duiwel oor daai mense. Dit is geweldige krag wat jy vrystel, as 'n sieke gesond word, of as jy 'n duiwel uitdryf, of as jy vir mense die evangelie verkondig. Daai evangelie is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat glo. Dis nie sommer net 'n verhaal nie, dis nie sommer net die Bybelse versies nie. Dis 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat dit glo. Mense wat dit nie glo nie, daai krag werk nie vir hulle nie, maar dis nie ons saak nie. Ons saak is om te gaan, en hulle 'n kans te gee, om dit te hoor, sodat hulle dit kan glo. Hulle kan nie glo, as hulle nie eers gehoor het nie. Hulle kan nie hoor, as ons nie eers met ons voete gegaan het nie. Dit is die belangrike ding van hoe God besluit het om mense te red. En ons moenie ons bekommer as mense verkeerde besluite neem nie. So,
Die 70 het terugkom en sê, Here, die duiwels het hulle ook aan ons onderwerp. Maar nou antwoord Jesus hulle baie mooi in vers 18. Toe sê Jesus vir hulle, ek het Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Jesus en Vader en die Heilige Gees het Lucifer, wat die engel van aanbidding was in die hemel, wat 'n fenomenale aartsengel was en aanbidding geleid. God het hom uit die hemel uitgeskop dat hy val soos dit gelyk soos 'n weerligstraal. En sommer net so. So, moenie julle bekommer oor die duiwel en wat hy doen nie. Hy's uitgewerk. En groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. As jy na mense toe gaan, moet jy onthou, die Jesus in jou is jou hoop op heerlikheid, maar ook die mense wie jy gaan bedien, se hoop om heerlikheid van God te ervaar. Maar, as hulle jou nie aanvaar nie, dan is dit nie gemik teen jou as persoon noodwendig nie. Dit is teen God, hulle verwerp God. Maar dan, juist dan, moet jy nie bekommer nie. Dis nie jou geveg nie, dis die Here se geveg. En al wat jy moet doen is jy moet vrede, jy moet jou vrede terugneem en mense groet en vriendelik wees en seën hulle. Here sê seën die wat julle vervloek. Seën hulle. En dan gaan jy mooi vriendelik daar weg en los dit in die hande van die Here. Want dit gaan nie oor dat die duiwels aan ons onderwerp nie. Dis nie iets wonderliks so noodwendig nie. Weet wat is wonderlik? Vers 19. Eintlik vers 18 ook, dat die duiwel soos 'n bliksemstraal uit die hemel uit geskop was. Maar vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. So die vyand is nie kragtiger as jy nie. As jy in die Here bly en jy bly kalm en jy maak nie foute op 'n menslike vlak nie, jy bly in die gees, dan sal die duiwel vir jou niks kan maak nie. Niemand kan jou iets maak nie. Want die Here is met jou en hy sal jou beskerm. En niks sal julle ooit skade doen nie. Want jy het krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons gekom het. Ons het die dunamis krag en teenwoordigheid van die Here in ons lewe. En dit maak 'n groot verskil. Ons kan dan met ander woorde sake hanteer wat gewone mense nie kan nie. Vers 20. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name opgeskrywe is in die boek van die lewe. Halleluja! Dit is waaroor dit gaan, is om mense se name in die boek van die lewe te kry. En as jy gestuur is deur die Vader, dan is jou naam alreeds in die boek van die lewe. Maar hy was eintlik daar voor die grondlegging van die wêreld. Baie keer, dis wat die Here verordineer het, en die Here werk wat hy beplan het en gedroom het, en hy sorg dat dit uitgevoer word. Ek het mos daai les vir julle gegee oor, dis God wat in ons werk. Dis God wat alles orkestreer. Alles in hierdie skepping is onder die mag van God. Maar die duiwel het 'n reg gekry deur die ongehoorsaamheid van die mens. As die mens en die duiwel meer gehoorsaam is aan God is, dan is die duiwel die baas oor daai mense wat die duiwel daai plek gee. Dis hoekom die woord van God sê, gee die duiwel geen plek nie. Onderwerp jou aan God. Weerstaan die duiwel en hy sê vir jou wegvlug. So dis hoe ons moet lewe. Nou sê hy daarso, ons name, die blydskap en die uiteindelike ding is, dat ons name in die boek van die lewe is, ons eendag en vir ewig met die Vader gaan wees in sy hemele, in sy teenwoordigheid, in sy koninkryk. Vers 21, in dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies openbaar het. Ons moet kinderlik voor die Here wees, kinderlik ontvanklik, alles vat wat die Here vir ons gee, alles glo wat die Here vir ons sê. Ons moet soos kinders wees, ons moet kinderlike geloof hê, kinderlike vryheid, en nie toelaat dat die duiwel ons oor ons heers nie, of ons bekommerd maak, of senuweeagtig maak nie. Ons rus in die Here. Ons is by die vredevors, Jesus Christus. Dan vers 22, alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en aan wie hy, dis die Seun, dit openbaar. Nou hoor nou mooi, dit is waaroor ek voorheen met u gepraat het, is oor die openbaring wat u moet hê, van wie Jesus is. Wie gaan dit in jou openbaar? Die Vader. Dis wat Jesus gesê het vir Petrus, toe hy vra, wie sê julle dat ek is? Toe sê Petrus, hy is die Christus, hy is die Seun van die lewende God. Toe sê Jesus,
Vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader. So die Vader gaan vir Jesus aan hierdie mense openbaar. En as die mense nie dit wil hê nie, moenie bekommer nie. Hou net aan, soek die mense wat wel soekende is en wat wel vrede wil hê en wat wel lief is vir God en waar God reeds hulle voorberei om Jesus te ontvang. Hy sê dan, Jesus sê dan, ook selfs wie die Vader is, sal Jesus en die Heilige Gees aan jou openbaar. So, ons moet weet wie is Vader, wie is die Seun, wie is die Heilige Gees, en al daai gaan aan ons openbaar word, en u moet al u moeite doen om te roep na God, dat u hierdie openbaringe kry en daarin kan wandel. Vers 23. En hy het hom omgedraai na sy disippels afsonderlik aan hulle gesê, salig is julle oë wat julle sien. Vers 24, want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te kan sien wat julle nou sien, en het dit nie kon sien nie, en kon hoor nie. Maar julle is die bevoorregtes. Dis 'n voorreg om deur God gestuur te word na ander mense toe, om Jesus aan hulle voor te stel. U moet so uitsien daarna, u moet dit begeer, dit is die wonderlikste ding, en die blydskap wat daar in die hemel is, oor een siel wat u na die Here toe lei, en wat u bedien, en wat u help, sodat die koninkryk naby hulle kom, en in hulle kom. Dit is die wonderlikste ding wat u kan doen. Hou aan, moenie ophou nie. Daar's groot vreugde wat nog kom, 'n groot beloning in die hemel, krone wat vir julle wag, as julle net aanhou hiermee, want God soek dat niemand verlore gaan nie, maar dat elkeen gered sal word. Die Here seën vir u.